Ons skrifgedeelte vanoggend is Efesiërs 4 vanaf vers 25. Moenie vir mekaar lieg nie. Wees eerlik met mekaar. Want ons speel mos almal saam in dieselfde span van God. As jy vir iemand kwaad word, moet jy niks doen waaroor God skaam sal kry nie. Moet ook nie gaan slaap terwyl jy nog vir iemand kwaad is nie. Moenie die duiwel kans gee om jou vas te trek nie. As iemand 'n lewe gemaak het deur ander mense se goed te vat, moet hy dadelik daarmee ophou. Hy moet vir hom 'n behoorlike werk kry en sy brood eerlik verdien. Hy sal dan nie net vir homself kan sorg nie, maar ook nog genoeg oor hê om vir mense wat niks het nie, iets te gee. Moet ook nie allerhande vuil grappe vertel of lelike praatjies maak nie. As jy iets sê, moet dit iets wees wat die moeite werd is om te sê en vir ander iets beteken. Kyk wat nodig en goed is om in die omstandighede te sê en sê dit dan. Moenie die Heilige Gees wat God vir julle gegee het, sy hart seer maak nie. Dat die Gees in julle is die bewys dat julle aan God behoort. So sal dit bly tot op die dag dat ons finaal van die sonde ontslae sal wees. Moenie toelaat dat jy bitter word nie, beteel jou meer. En as jy dalk jou meer verloor, moet jy nie kwaad bly nie. Moenie mekaar vloek of lelike dinge vir mekaar sê nie. Moet ook nie iets doen wat vir 'n ander ene sleg is nie. Behandel mekaar mooi en goed. Laat dit vir ander lekker wees om by julle te wees. Sien mekaar se foute oor, net soos God julle foute oorgesien het, omdat julle Jesus sin is. Hoofstuk 5 vers 4. Oppas wat julle sê. Moenie lelik praat, vuil stories of skurwe grappe vertel nie. Dit pas nie by 'n Christen nie. Praat liewer so dat dit vir God aangenaam is om te hoor. Hiervan kan julle seker wees. As iemand onsedelik of vuil leef, of so graag ryk wil word dat hy van geld 'n afgod maak, is daar vir hom nie plek in die nuwe wêreld van Christus en van God nie. Die boodskap sê dit mooi, né? Hy val lekker op die oor. Ons verstaan hom so mooi, want hy praat ons taal, né? Ons kernvers is Efesiërs 4:29. Moet ook nie allerhande vuil grappe vertel of lelike praatjies maak nie. As jy iets sê, moet dit iets wees wat die moeite werd is om te sê en vir ander iets beteken. Kyk wat nodig en goed is om in die omstandigheid te sê en sê dit dan. Hierdie laaste tyd is dit vir my opvallend hoe sleg mense, eintlik spesifiek Christene se taalgebruik en hulle maniere is. Christene se taalgebruik en hulle maniere. Laas Sondag het ek hier gestaan te praat ek van die mense wat hier voor my so vroom en mooi praat en dan draai net om. Dan staan hy agter my rug en hoor ek hoe vieslik praat hy hierdie kant. Dan dink ek hoor dit nie. Die ergste van alles, ek kan dalk 10 tree verder wees en dit nie hoor nie. Maar God hoor alles. Hy hoor elke woord wat uit jou mond uitkom. Hoe vergelyk jou Sondag gedrag teenoor jou Maandag tot jou Saterdag gedrag? Hoe lyk jou woorde? Hoe lyk jou taal? Hoe lyk jou manier van praat Sondag hier by die kerk? En Maandag tot Saterdag daar by die huis en by die werk en daar by die Joels waar ons uithang. Hoe vergelyk dit? Vandag gaan jy dalk iets hard hoor. Dalk gaan jy jou vererg vir my. Dis fyn. Ek weet baie mense wip hulle baie gereeld vir my. En dis fyn. Maar my gebed is dat jy regtig vandag die stem van die Here sal hoor en as die skoen jou pas, dat jy hom sal aantrek. Of as die klip jou tref, wat ek gaan gooi vandag, dat jy hom nie gaan teruggooi nie, maar dat jy eerder die Heilige Gees sal vra om jou te lei en om reg te maak wat jy verkeerd gedoen het. Wat sien ons baie die laaste tyd? En ek wil nie eers praat van vals predikers nie. Dis heeltemal 'n ander topik vir 'n ander dag.
Wat sien ons deesdae? Hier in die kerk, om ons, skynheiliges. Nee? Heavy baie skynheiliges. Ons sien Christene, boeties en sissies wat hulle hande vir mekaar lig. Kom hier iemand dan met so oog? What happened? Het jy geval en kas vasgeloop? Nee. Koenraad het my gewikse. Ons sien dit, Christene. Christene wat mekaar inloop met besigheid. Nee, hierdie bike is 100%, man hy's gediens, daar's nie 'n foutjie op hierdie bou nie. 2 blokke verder, daar gaan die motor. What happened? Nee, jy het hom seker te hard gery man, want die ding was reg. Ja, ons loop mekaar in. Daar's so baie areas waar ons as skyn-Christene leef, soveel areas, wat ons hierdie fake Christen image probeer uitdra. Maar vandag wil ek gesels oor iets wat ek al 'n paar keer oor in die verlede gesels het. En dit is ons as Christene se taalgebruik. Ek dink nog voordat jy iemand kon inloop of jy iemand kon besteel, sal jou taalgebruik lankal wys wat in jou hart aan die gang is. Dit wat hier uitkom. Gaan sê. Elkeen van ons moet eintlik en eintlik soms so op 'n gereelde basis vir onsself die vraag vra. Klink wat by my mond uitkom soos 'n Christen se taal? Sal dit wat by my mond uitkom uit Jesus se mond uitkom? Want dis nog wie ons navolg. Ons is sy disippels. Ons wil soos Jesus wees. So om jouself die vraag te vra, dit wat uit my mond uitkom, klink dit soos 'n Christen? Klink dit soos iets wat Jesus sou sê? Onthou julle die Here Jesus het gepraat van wat die hart van vol is, loop die mond van oor? Nee. Hoor wat sê Matteus 12:34. Julle slange. Hoor mooi. Julle slange. Hoe kan julle wat sleg is iets goed sê? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En dan gaan hy verder en hy sê in vers 35, die goeie mens bring die goeie voorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. Die slegte mens bring die slegte te voorskyn uit die oorvloed slegte dinge in sy hart. Dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mens sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Elke woord. Daai een moet sommer maar net so uitkom. Gaan jy verantwoording moet doen voor die Here op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Dis 'n harde vers. Jy gaan of veroordeel word of jy gaan vrygespreek word oor wat uit jou mond uitkom. Maar wat vir my die ergste is hierdie gedeelte, vers 34 wat begin, julle slange. Die Here Jesus noem ons slange as ons monde hierdie goed laat uitkom. Slange. Dis hard. Dit het my sommer hierso geslaan op my hart toe ek dit lees. Dis hard. Waarop kom dit neer? Christene gebruik nie vuil taal nie. Paulus sê, grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Daar's 'n paar kenmerke van die gesprek en die kommunikasie manier, amper sê ek die kommunistiese manier van ongelowiges, maar die kommunikasie manier van ongelowiges en goddelose mense. Hier's 'n paar kenmerke wat uitstaan. Die eerste kenmerk van 'n goddelose gesprek is dat hulle altyd loud en oordadig is, nê. Jy moet hom hoor. Hy's verhef sy stem tot hier. En dan is dit buite beheer. Goddelose mense praat te veel. Hulle praat ook sonder om eers te dink. Hulle sê eintlik die hele tyd is hulle net besig om te hulle babbel net die hele tyd. Die woorde loop net uit. As jy mooi oplet, sal jy sien dat gelowige mense nie so baie praat soos ongelowige mense nie. Wanneer laas jy gaan sit en 'n bietjie geluister na 'n paar dronke ouens? Ja, dis rof, né?
Ek het nooit besef hoe baie het ek gepraat tot ek tot bekering gekom het. 'n tweede kenmerk van die goddelose kommunikasie is dat dit byna uitsluitlik net oor hom of haarself gaan. Hulle is die hele tyd besig om hulle self op hierdie pedestal te sit, want almal moet tog net sien en weet wie is Jaco. Almal moet tog net vir hom die erkenning gee. Almal moet tog net, o, jy's so great en jy's so great en jy doen al hierdie fantastiese goeders. 'n Selfgesentreerde mens kan ook nie wag dat iemand anders eers klaar praat nie. Hy val jou sommer net in die rede voordat jy nog 'n woord kan sê, nê. Wat sê hulle altyd? Hou op praat terwyl ek wil inchip, nê, of so iets. Want dis hoe dit is. Jy kry nie 'n woord in nie. Jy probeer maar jy kry niks in nie, want dit is net hulle gaan net aan die hele tyd. Daar's nie einde nie. As jy 'n klomp ongelowiges so dophou, sal jy sien hoe elke ene meer interessant en meer van 'n nar wil wees as die volgende ene. En dis juis om die aandag op die eie ek te vestig. As 'n klomp clowns as hulle so begin te kere gaan. Hulle wil net bewonder word. Die goddelose mense en ook die onwedergebore mense se gesprekke draai net om hom of haarself. Maar dan is daar nog 'n derde kenmerk van die goddelose se gesprekke. En dit is die gebrek aan ordentlikheid. Daar is 'n tekort aan ordentlikheid by hulle. Paulus sê die goddelose se taalgebruik is grof, vuil, ligsinnig en waardeloos. En baie keer probeer ons om sulke mense se taal te regverdig, of om die persoon uit wie se mond hierdie woorde kom so bietjie beter te laat lyk. En dan sê ons, ag hierdie ou Boeta van ons, hy gebruik maar so 'n bietjie gekruide taal, né? So 'n bietjie gekruide taal. Of hierdie sissa van ons is eintlik maar net 'n ongeslypte diamant. Julle het dit al gehoor, né? En dit moet nou regverdig wat uit daai persoon se mond uitkom. Maar intussen is die gesprek bloot net vulgêr, suggestief, vieslik of vuil. En die probleem word deesdae al groter. 'n Paar jaar terug het jy so min gehoor dat iemand 'n vloekwoord gebruik. Ek onthou as die kinders net nie eers 'n vloekwoord nie, man, sommer net so iets uit die weer uit gesê het, nê. Dan het hulle peper gekry of hulle monde is gewas met seep. Dit het gebeur. Deesdae is dit anderste. Die lelikste woorde kom uit die mond van die mense wat jy die minste van verwag. Mense wat met dasse en pakke loop, prim en proper mense. Mense wat voorloop in die samelewing, mense na wie ons moet opkyk. Dames, kinders. Dis die ergste van alles, want dis mos oulik en is funny as klein boetie begin praat en sy eerste woorde is 'n vloekwoordjie of 2. Ag, dan lag ons almal so lekker daaroor. Né? En dan soos hy groter word, dan wil hy sy nek breek omdat hy in die verleentheid stel. Mense van wie ons dit nie verwag nie, is vulgêr. Hulle vloek. Hulle gebruik lelike taal omdat hulle ander mense wil beïndruk. En hoe meer op die edge en vulgêr hulle kan wees, hoe beter. Want dan kry hulle mos meer aandag. Dan sien meer my. En dan dink almal ek is grand en spoggerig. Hierdie vieslike taalgebruik is een van die beste bewyse van hoe erg die samelewing met sonde besoedel is. Want is maar okay. Het julle gehoor hoeveel liedjies het vloekwoorde in? Hoeveel liedjies, Afrikaanse liedjies, is suggestief? Het hierdie seksuele konnotasies die hele tyd. Ek skaam my dood vir baie van hierdie goeters wat mense buite moet dink in die buiteland van ons Suid-Afrikaners. Ek dink hulle dink baie keer ons is plek en plat en op die gronde. Want hoe meer kom en jy kan wees, hoe meer CD's verkoop jy. En ons koop die goed en ons luister die musiek.
Ons is deel van die probleem wanneer ons dit doen. Wanneer mense vloek op CD's en daai tipe van goeders en liedjies en ons koop dit, support ons hulle. En ons sê dit is reg en hulle dra ons goedkeuring weg. Vuiltaal en bar praatjies, vieslike praatjies, is kenmerkend van mense wat nie wedergebore is nie. Iemand wat nog nie die nuwe lewe onder die leiding van die Heilige Gees lewe nie. Sy taalgebruik verraai hom vinnig. Jy hoor baie vinnig of iemand wedergebore is of iemand in 'n opregte verhouding met God lewe of nie. Jy hoor dit. Dit kom sommer so binne die tweede, derde sinnetjie kom dit al uit sy mond uit of uit haar mond uit. En dan weet ons, hier's nog werk. Om op te hou om vulgêre en vuil taal te gebruik is een van die belangrikste kenmerke van 'n gelowige. Daar's vir my niks so hartseer as ek met iemand praat en ons praat oor die Here en die boetie of die sussie praat lekker saam en ons praat en ons deel woord en alles en die volgende oomblik self vloekwoord en dan is daar nog eene. Waar in die lewe? Hoe kan daar uit een fontein uit vuil en skoon kom? Ek verstaan dit nie. As ek en jy wedergebore is en ons het alles vir die Here gegee, dan's dit wat ons uit ons lippe uitkom, mooi en aanneemlik. Vuil taal en vulgêre praatjies besoedel jouself en ook die mense wat na jou luister. Want onthou jy, ons het al 'n paar keer gepraat, as jy so 'n dag lank in 'n kroeg of tussen 'n klomp ouens werk wat heeltyd vloek en so aan, hè. Vanaand jy huis toe gaan, wat doen jy? Dan moet jy baie waaksaam wees. Want dan kom maar sommer 'n vloekwoord, want dit het die hele tyd hier in jou ore ingegaan. En as jy nie waak nie, dan kom daai praatjies uit. Jakobus sê in sy brief dat die tong 'n vuur is wat uit die hel aangesteek word. Hy sê dit is 'n wêreld vol ongeregtigheid wat die hele mens besmet. En dan noem hy die tong 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Dis erg, nê, om te dink dis wat jou tong is. Dit steek 'n klein vlammetjie, steek 'n groot bos in die brand. Dis dodelike gif wat uit jou mond uitkom. Vuil taal moet nooit uit jou mond kom nie, sê Paulus. Dit pas nie by jou as 'n Christen nie. Ek en jy sit hierso vanoggend want ons sê ons is Christene. Ons het ons hande opgesteek. Ons kon op enige ander plek gewees het vanoggend. Maar ons is in die kerk, ons is in die huis van die Here. So ons is Christene. So wat sê jou taalgebruik vanoggend? Sê jou taalgebruik saam met jou teenwoordigheid die ek is 'n Christen. Of waar's jy vanoggend? Maar Paulus kom dan en hy sê ons taal moet goed en opbouend wees. 'n Christen se leefwyse is nie veronderstel om ingestel te wees op negativiteit nie. Dit gaan nie oor wat jy mag doen en jy mag aanraak nie, jy mag dit nie, jy mag hierdie nie. Ons Christelike leefwyse is positief. Dit gaan oor die positiewe dinge van die lewe. Maar ons is so 'n groot klomp pessimiste, nê. Vrek het ons kla oor alles en ons moan oor alles. Maar ons kan skaars 'n opbouende woord sê of iets opbouends doen vir iemand anderste. Dis die heeltyd net negativiteit. Is ons nie die bronne van positiwiteit nie? Is die bron van positiwiteit nie in ons nie? Het die bron van positiwiteit nie vir ons in die kruis gesterf nie? Maar ons deel dit nie. Ons kyk so vas in die wêreld en die omstandighede en die rand, dollar en die regering en aan al hierdie goeters. Ons deel in die negativiteit. Ons is nie positief nie. Die evangelie bring nuwe lewe. Dit is daarom is ek en jy veronderstel om vol te wees van positiwiteit en vol positiewe aktiwiteite en vol positiewe uitdrukkings. Daarom sê Paulus, praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede. Wat moet kenmerkend wees van my en jou as Christen se gesprekke? Die eerste en die belangrikste is dat ons gesprekke beheers moet wees. 'n Klomp ongelowiges praat al hoe harder en harder en harder. Hulle val mekaar in die rede, hulle raak buite beheer en later dan word dit net 'n geskreeery op mekaar. Ek en jy as Christen se tonge mag nooit buite beheer raak nie. Ons mag nie so opgewonde raak dat ons nie meer verantwoordelikheid kan vat vir dit wat ons sê nie. Ons moet dink voordat ons praat. Ek weet baie keer is ons almal se link so bietjie kort.
Veral as jy opgewonde raak. Maar ons moet daaraan werk, laat die link bietjie langer kan word. Ons moet dink voordat ons praat, want onthou as hierdie bullet uit is, daai woorde, daai bullets, as dit uit is dit uit. Jy kan dit nie terugsit nie. Daarom dink voordat jy praat. Want ons manier van praat vertel vir almal wie ons is. Wie is jy? Christene word uitgeken aan die feit dat ons nie onbeheerst praat nie, dat ons nie ongedissiplineerd net sê wat in ons gedagtes opkom nie. Frank, wie praat jy altyd van wat vir jou so 'n voorbeeld was van wat niks sê, hy bly stil, hy luister en dan sal hy iets sê, maar dan wat hy sê het waarde. Onthou jy Frankie, jy het altyd gepraat van iemand. En dis mense wat uitstaan. Frank gaan nou onthou wie dit was. En dis mense wat 'n impak maak in ons lewens. Want dit is iemand na wie toe ons kan gaan en vra vir raad. Dis iemand na wie ons kan gaan en mee gaan praat, want ons weet, dis nie net 'n klomp babbels nie. Hulle luister, hulle dink en dan praat hulle. Want ek en jy wil liewer die lig van ons nuwe lewe in Christus uitstraal en in liefde by die waarheid bly. Ons nuwe lewe in Christus is so vol van avontuur, vol van aktiwiteite en uitdagings, dat ek en jy oor is genoeg het om oor te praat. Ons hoef nie te deel in aan die ander goeters nie. Ons kan deel in die dinge wat in ons lewens gebeur as Christen. Want Christenskap is werklik 'n avontuur. Die Here stuur ons plekke, die Here wys vir ons en leer ons nuwe mense, ons leer nuwe mense ken. Daar's soveel awesome goeters. Vrydag aand by die jeug het ek 'n paar nuwe manne ontmoet en ek bly julle is hier vanoggend. En ek het 'n paar dinge geleer by nuwe mense wat ek ontmoet het. Christenskap is 'n avontuur. Dis 'n adventure. Dis lekker. Ons het soveel dinge om oor te praat. Ons aktiwiteite, wanneer ons uitreike doen, wanneer ons ergens heen gaan, na die tyd sit ons so in praat oor dit en is so opbouend van dit wat ons vir die Here kon doen. Daarom sê Paulus dat die gelowige se gesprekke nie 'n ligsinnige gebabbel vol vuil praatjies moet wees nie. 'n Tweede kenmerk van ons as Christene se gesprekke is dat dit nie selfsugtig en selfgesentreerd is nie. Ek en jy as gelowiges neem nie aan gesprekke deel om aandag te trek of om onsself op die pedestals te sit nie of om onsself op die verhoogies te sit nie. Ek en jy vat nie die gesprekke oor sodat mense moet dink ons is superheroes nie. Ons is super cool nie. Ons is hierdie awesome heroes van die lewe nie. Nee, ons doen dit nooit nie. Dit is die ou onwedergebore mens wat daai goeders doen. Ons as gelowiges se kommunikasie en gesprekke gaan oor die opbou van mense rondom ons. Dit gaan nie net oor ons nie. Dit gaan oor die mense. Vers 32 sê, behandel mekaar mooi en goed. Laat dit vir ander lekker wees om by julle te wees. Sien mekaar se foute oor, net soos God julle foute oorgesien het, omdat julle Jesus sin is. In hoofstuk 5 vers 2 staan daar, lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Wat ervaar mense as hulle by jou is? Aanvaarding, liefde, omgee, opregtheid. Ek en jy as gelowiges is verantwoordelik om ons medemense op te bou. Ons gesprekke moet tot mekaar se voordeel wees. Ek en jy moet dinge sê wat opbouend is. Ons moet oppas dat ons nie die heeltyd mekaar veroordeel en vir mekaar preek nie, want ons as Christene stel onsself mos baie vinnig aan. Jy kan nie so praat nie, broer. Nee. Ons is vinnig veroordelend en ons wys die vingers. Ons as gelowiges moet nederig wees. Ons moet ons naaste lief hê. En daarom dat Paulus vir ons sê, ons taal moet ander mense bevoordeel.
Dit gaan glad nie oor ons nie. Dit gaan oor die Here en sy koninkryk. Oor hoe hy ons koning is en oor die wonderlike lewe wat ek en jy saam met hom het. Dis waarvan ons moet praat. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor God. Jou hele lewe. Ons het nou nog daarvan gesê en as jy dit dalk nog nie besef het nie. Jou lewe op hierdie aarde gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor God. En dit gaan oor ander mense. En as jy dit nog nie besef het nie, hoop ek jy besef het vandag. Jou lewe gaan nie oor jou nie. God is die middelpunt. En ons lewe vir ander mense om 'n verskil te maak. Paulus sê ons gesprekke moet opbouend wees. Daar moet doel wees, daar moet betekenis wees, daar moet waarde wees. Nadat iemand met jou, met jou as 'n gelowige gepraat het, moet hulle wegstap en sê, "Wow. Ja, ek voel soos 'n nuwe mens. Ek het gevoel hoe rol daai burden net af van my af. Ek is sommer net ge-energized. Ek kan weer die lewe in die oë kyk." Dis wat ek en jy veronderstel is om te wees. Verder met ons gesprekke by die omstandighede pas. As ek en jy 'n hoogmoedige houding het en ons wil mense reghelp en dit nou nog met 'n oprekerige stemmetjie, dan gaan ons mense wegjaag. Ons gaan hulle net verder wegstoot. Ek en jy moet vriendelik wees. Ons moet opreg wees in ons deel met mense. En ek en jy moet ander mense help en ons moet hulle ondersteun. Moet nooit vergeet waar kom jy uit nie. Want meeste van ons het nie in 'n pastorie groot geword nie. Meeste van ons het die Here uit die gutters uitkom haal. Hy het my daar kom haal. En ek glo baie van julle. Maar dan van waar ons uit die gutters uitgekom het, dan wil ons sommer hier op die 6de verdieping staan en op mense afkyk. Moet nooit vergeet waar die Here jou kom uithaal het nie. Moenie mense hanteer met 'n hoogmoedige houding nie. En ek praat vir myself. Onthou waar God jou kom uithaal het. Onthou ook dat jy nie met 'n kind kan praat asof hy of sy 'n groot mens is nie. En ek en jy moet ook nie met ou mense praat asof hulle kinders is nie. Respek en weet op watter vlak om te praat. Elke mens wat op jou pad kom het sy eie persoon, hy het sy eie gawes, hy het sy eie behoeftes. Elke ene moet ek en jy met die nodige respek en met die liefde van die Here hanteer. Daar is elke dag mense op jou pad en op my pad wat bemoediging nodig het, wat aanmoediging nodig het, wat vertroosting nodig het. En ons het die opdrag van die Here en Koning om juis dit te doen. Dis waarvoor ons geroep is. Om 'n verskil te maak. Ek en jy moet soos ons Here Jesus optree. Hy het die eensaames opgesoek. Hy het die siekes bygestaan, hy het die verdwaaldes die regte pad gewys. Hy het homself ontferm oor die swakkes en hy het die stikkendes se wonde verbind. Terwyl ek en jy op hierdie lewensreis is, moet ons mekaar langs die pad bystaan met woorde van bemoediging. Ons moet mekaar opbeer. Ons moet ook mekaar op 'n sagmoedige en 'n ordentlike manier regwys. Want die Here verwag van ons as Christen om mekaar reg te wys waar ons verkeerd is. Daai ding van jy kan my nie judge nie, net die Here judge my. Ja, ek gaan jou nie judge nie, maar gaan vir jou sê as jy verkeerd is. Want die Here verwag dit van my om vir jou te sê wanneer jy verkeerd is. Ek en jy het 'n groot taak om met ons woorde die mense rondom ons te bedien. Ons gesprekke moet getuig van ware Christendom. Ons gesprekke moet getuig van 'n toegewyde lewe in diens van ons koning. Hierdie werk kan ons net ons eie krag uit doen nie. Daarom het God vir ons sy gees gegee. Ons is so maklik om terug te staan en te sê, maar kan nie. Die gees van God is ons bron van krag. Die gees van God gee ons die woorde om te sê. Ek en jy moet net soos die Israeliete maak, ons moet ons voet in die water sit. Dan gaan die see oop. Ek en jy moet net daai eerste tree gee en sê, dis reg Here, ek is bereid, al gooi ek my naam met 'n plank, al maak ek my naam toffie. Hier's my eerste tree. Ek gaan die woord sê. Ek gaan 'n verskil maak. En dan kom die gees van God en hy bekragtig ons en hy help ons en hy stap met ons die pad deur. Jy hoef dit nie in jou krag te doen, jy gee net die eerste tree. En die Here is jou bron verder.
In vers 30 sê Paulus, moenie die Heilige Gees wat God vir julle gegee het, sy hart seer maak nie. Dat die Gees in julle is die bewys dat julle aan God behoort. So sal dit bly tot op die dag dat ons finaal van die sonde ontslae sal wees. Die Gees van waarheid, die Heilige Gees van God, lei ons sodat ons in liefde die waarheid kan praat. Hy is ons bron, hy is ons sterkte. Is jy ingestel op hom? Want onthou, hy is 'n gentleman. Hy skree nie, hy fluister. Hoor jy wanneer hy praat? Of is jy so besig met jou eie goed dat jy nie die stem van die Gees hoor nie? Ek sluit af met 'n vraag waarmee ons begin het. Pas my en jou taalgebruik by jou Christendom? Hoe lyk jou taalgebruik? Sien mense jou as 'n Christen? Ek selfondersoek, nee. Wat sien mense? Kyk baie mooi na jou taal, want dit vertel vir almal wie jy regtig is. Amen. Amen. Sluit die oë. Almagtige Vader, baie dankie Here dat ons vanoggend net weer herinner word dat ons lewens nie oor ons gaan nie, maar dit gaan oor U. Dankie Here dat ons herinner word vanoggend dat ons taal moet pas by dit wie ons sê ons is. As ons sê ons is Christene, Here, dan moet ons taal gebruik so wees. Geen vloekwoorde, geen kraswoorde, geen vulgêre of suggestiewe grappies nie, Here. Geen afbreekende gesprekke nie. En Here, dis moeilik. Ek weet, ou verloor jy meer en dan kom maar sommer net 'n woord uit wat nie so bedoel was nie. In 'n oomblik van woede en 'n oomblik van skok sê ons baie keer goeters en dit wys maar net Here dat ons fonteintjies nie heeltemal skoon is nie. Maar dankie vir die Gees. Dankie Heilige Gees dat U ons krag en ons sterkte is. En ek wil vra vir my en vir elkeen van ons hier vanoggend dat U vir ons sal aankla wanneer ons taalgebruik nie pas by ons Christendom nie. Dat U ons sal teregwys en aanspreek, maar ook dat ons as boetas en sissas mekaar sal ondersteun, mekaar sal teregwys, mekaar sal reghelp waar dit nodig is. Dankie vir die genade en dankie vir die guns. Dankie dat U 'n wonderlike God, 'n fantastiese Vader is. Here, daar's absoluut niemand soos U nie en ons is so gebless om U ons God te mag noem. Mag U dan met ons gaan in hierdie week wat vir ons voorlê. Heilige Gees, help ons om sterk te wees, help ons om ons foute te sien en Here, mag ons sout en lig wees, mag ons ware disippels wees, ook deur ons woorde en ons dade. My boetie, my sussie, ek seën jou vanoggend in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Mag jy uitgaan in hierdie week en 'n blessing wees en mag jy die Here laat glimlag met respek gesê oor hoe jy lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Musikant